Môre, kan julle glo, dis middel van die week, dis Woensdag. Ja julle, dis hoe ongelooflik net hoe vinnig als verby beweeg en voordat jy jouself kry is nog 'n dag verby en jy wou eintlik nog so baie gedoen het. Maar hoe dit ook al sê, die Here seën ons weer met 'n splinter nuwe oggend en natuurlik met 'n dag van meer as 16 tot 18 ure wat ek en jy vandag weer iets kan doen. So mag dit vir jou tel, mag jy voluit lewe in hierdie dag. Doen dit saam met die Here Jesus deur die werk van sy Gees. Ek het eendag hierdie sêding gehoor: jy is nie 'n mislukking wanneer jy struikel nie, maar jy kan een wees as jy weier om op te staan. Dis nogal 'n diep sêding. Jy is nie 'n mislukking wanneer jy struikel nie, maar jy kan een wees as jy weier om op te staan. Weet jy dat daar so baie mislukkings in die skrif, mense wat geval het en weer opgestaan het, en dink maar aan Job, Jona, so kan ou deur almal gaan. Maar vanoggend wil ek vir julle lees uit Habakuk 3, en dis 'n baie bekende gedeelte, vers 17 tot 19. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Nou weet julle, dit is so, nie een van ons wil misluk nie. Dis aaklig. Jy verloor selfvertroue, jy verloor menswaardigheid, jy verloor eintlik alles van wie jy is. Maar jy kan wel besluit, hoe reageer 'n mens daarop? Wil jy handdoek ingooi? Wil jy jou kop in die grond steek? Wil jy jou van die wêreld afskerm? Wil jy kyk of jy genoeg geld oor het om net van te leef, en dan moet jy maar daarmee probeer klaarkom, en dis nou maar so? Of moet jy dalk op jou tande kners, en opkyk en bid, en sê, Here, ek gaan van voor af begin, en ek gaan hierdie keer nie 'n tree gee sonder U nie. Sal U my asseblief U hoofaandeelhouer maak? Sal U in my belê? Want ek wil niks doen sonder U goedkeuring nie. Ja, weet julle, die belangrikste vraag is, waarom het jy misluk? Gewoonlik is dit dalk verkeerde besluite, of jy dalk verkeerde mense vertrou, jou liggelowigheid, wat ook al. Dis nogal erg om te misluk, en mislukkings kan natuurlik verwoestende gevolge hê, maar weet julle, dit hoef nooit die einde te wees nie. Soveel mense kan getuig hoe hulle weer hulle koppe opgetel het, en hoe hulle van vooraf begin het. Want daar is in elke een van ons 'n stukkie vuur wat aangeblaas moet word, 'n vuur wat hunker na sukses en na lewensvervulling. En dit alles lê in die geheim van Habakuk 3 vers 19. Die Here my God gee vir my krag. Dis hy wat my voete maak soos die van 'n ribbok, en op hoë plekke laat hy my veilig loop. So kom ek en jy gaan leef in die krag van die Here. Kom ons bid. O Hemelse Vader, kom gee dat ons na U toe sal uitreik, en dat U ons sal kom bystaan met U woord, en dat ons vir U sal vra om nie een tree sonder U te gee nie. Hou ons hand styf vas, o Vader, lei vir ons elke dag. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Dankie julle, julle moet 'n mooi en 'n wonderlike dag hê, en dan praat ons môre weer. Totsiens.